In die nuus vanaand, verkeersowerhede skud 7 busse in Soshanguve noord van Pretoria wat skooliere sonder 'n geldige bedryfslisensie vervoer. Amerikaners bibber na 'n ewige sneeustorm groot dele van die land tref. Goeienaand en welkom by die Afrikaanse nuus. Verkeersowerhede in Gauteng het 7 busse in Soshanguve in die noorde van Pretoria geskud wat skooliere sonder 'n geldige bedryfslisensie vervoer het. In nog 'n geval is die bestuurder van 'n private voertuig beboet omdat die voertuig oorlaai was. Die verkeerspolisie sê hy sal vir die res van die jaar sy fokus op skoolvervoer verskerp. Dit volg nadat 14 skooliere verlede week in 'n padongeluk in die Vanderbijlpark omgewing dood is. 'n Ouer wat 8 skooliere in haar privaat voertuig vervoer het, is beboet omdat haar voertuig slegs plek het vir 5 persone. Na bana ba bantushitse like salike dropa ngwana ka 6 ko tseleng. Sy sê sy moes haar kind by die skool gaan aflaai en daar was ander kinders wat nie vervoer gehad het nie, wat sy ook opgelaai het. Sy sê sy weet sy was verkeerd. Ba atsana ndo bana skool. Die verkeerspolisie sê hy sal toesien dat voertuie wat skooliere vervoer, die padreëls nakom. We know that we have closed the festive period, but beyond that, we have got back to school campaign. We are here for learner transport enforcement operation. Basically what we do, we stop public transport operators such as your buses and minibuses, specifically ferrying learners to check the driver assessment, whether the driver are having the necessary professional driving permit. We are also assessing the roadworthiness of the vehicles. We need to check whether these buses which are used to ferry our learners, are they in a roadworthy conditions. Tydens die operasie is 7 busse geskit en die eienaars is met R5.000 beboet, omdat hulle nie 'n geldige bedryfspermit gehad het nie. Die departement van vervoer in die Wes-Kaap sê hy werk dwars deur die jaar om te verseker dat skoolvervoerreëls gehoorsaam word. Die departement verskaf gratis voertuiginspeksies, veral in die begin van die nuwe skooljaar en bewusmakingsveldtogte vir ouers. Die provinsiale departement het gereageer op die tragiese minibusongeluk waarin 14 leerlinge van Sebokeng gesterf het op pad na hulle skole in Vanderbijlpark. Die ongeluk het weer wonde oopgeruk vir ouers wie se kinders tydens 'n soortgelyke ongeluk in Bidskop in Blackheath naby Kaapstad in 2010 dood is. Die bestuurder van 'n minibus taxi, Jacob Humphries, het by 'n ry wagtende motors verbygery om die spoorlyn by Badskop oor te steek. Hy het probeer om die treinspoor voor die aankomende trein oor te steek, ondanks die slagboomhek wat reeds in plek was. 10 leerlinge tussen 8 en 18 jaar oud het in die ongeluk gesterf. Can you say bye, Mommy? And that was the last time. I wish I could say a proper goodbye. It would never happen. You know, it's not easy to lose a child, especially for a mother. But the pain, no medication can take that away. It leaves the emptiness no one else can fill. But today, the only solution is to turn to our Heavenly Father. 10 jaar na die tragiese ongeluk sê owerhede strenger maatreëls is in plek en ouers word opgelei om meer waaksaam te wees. Learner safety remains a top priority for the Western Cape government. We continue to intensify enforcement through roadblocks, vehicle inspections and compliance monitoring, including free vehicle safety checks ahead of the school year. In addition to these statutory interventions, we continue to engage with the Western Cape Education Department to issue circulars to parents on scholar safety, as well as undertake safety training of scholar transport drivers in collaboration with the Road Accident Fund. 'n Gedenkmuur is by die Welmoed begraafplaas vir die ontslape jong mense opgerig. Die taxi-bestuurder is aanvanklik 20 jaar tronkstraf opgelê vir 10 aanklagte van moord en 4 van poging tot moord. Nadat hy geappeleer het, is die aanklagte verander na strafbare manslag en die vonnis verminder tot 8 jaar. Humphries het intussen sy vonnis uitgedien. Die ANC se streeksekretaris in Gauteng, Sasabona Maganye, ontken beweringe dat die party se plaaslike konferensie gemanipuleer was.
Dit volg nadat daar berig is dat stembriewe by 'n huis in Pretoria gevind is. Die stembriewe behoort glo aan die kieskommissie van die ANC en word verbind met die konferensie waar Loyiso Masuku verkies is as die nuwe streeksvoorsitter. Johannesburg burgemeester Dada Morero is in die verkiesing verslaan. Maganye sê al die ANC se regulasies en prosedures is tydens die konferensie gevolg. The movie that happened in Pretoria, we're not going to comment about that movie that happened there. National probably and the province, they can comment around it because it has nothing to do with us. Our regional conference was properly closed on the 5th of December by Comrade Kumbuzo Nchaben as the convener of the deployees of the NEC. Action SA het nog 2 organisasies by sy geleederle ingesluit as deel van sy Groen Sambreel projek. Die partyleier Herman Mashaba het die samesmelting met die Azanian Independent Community Movement en die Creative Congress Movement aangekondig. Met die 2026 plaaslike regeringsverkiesing in die vooruitsig, sê Mashaba hulle is bereid om met enige organisasie saam te werk wat dieselfde doelwitte as Action SA deel. Die Groen Sambreel projek het ten doel om verskeie partye te konsolideer om 'n enkele politieke organisasie onder die vaandel van Action SA te vorm. En die Azanian Independent Community Movement kom nie met leë hande nie. 7 van sy raadslede sluit by die 23 wat die party reeds het aan, terwyl die Creative Congress Movement diegene wat hulle as geloofwaardig ag saambring. Mashaba sê al fokus Action SA op sy nasionale voetspoor, bly plaaslike regering steeds belangrik vir die party. Today marks yet another milestone in this journey. As community-rooted parties from across the provinces join under the Action SA banner, bringing our total representation to nearly 150 public representatives. And this is just the beginning. Die Azanian Independent Community Movement is die tweede politieke organisasie van Noordwes wat by Action SA aansluit. Die Forum for Service Delivery het verlede jaar by die party aangesluit met Action SA wat ook sy eerste tussenverkiesing in Noordwes in 2025 gewen het. Mashaba sê hulle soek nog na die geskikte kandidaat wat hy kan aanwys as burgemeesterskandidaat in Johannesburg, maar het homself nie as kandidaat uitgesluit nie. We've made it clear as Action SA, we're looking for another Nasipi Moyo. We're looking for another Kolani Kumalo. But in the event they're not available, Herman Mashaba will make himself available. Action SA sal sy burgemeesterskandidaat op 21 Februarie onthul. Nuwe reëls vir selfoonbondels tree volgende jaar in werking nadat die onafhanklike kommunikasieowerheid Okosa nuwe regulasies in die Staatskoerant gepubliseer het. Die reëls handel oor die verval en die oordrag van bondels van 1 maand na die volgende en van een gebruiker na 'n ander. Lydens die wysiging geld dieselfde reëls vir stem, SMS en databondels. Van Januarie volgende jaar sal ongebruikte bondels eenmalig outomaties oorgedra word na die volgende maand. Dit sluit bondels vir 7 dae of minder uit. Sodoende is minstens 'n gedeelte van die bondel bruikbaar na sy vervaldatum. Operateurs moet klante in kennis stel wanneer hulle die helfte en 80% van bondels gebruik het en wanneer hulle opgebruik is. Wanneer 'n bondel uitgeput is, moet die diens onmiddellik opgeskort word, tensy 'n gebruiker vooraf ingestem het tot gebruik van dienste buiten bondels of die gebruiker 'n nuwe bondel koop. Lydens die wysigings mag gebruikers bondels of gedeeltes daarvan oordra na 'n ander SIM-kaart op dieselfde netwerk. Indien gebruikers nie hulle bondels kan gebruik nie weens 'n netwerkfout, moet diensleweraars die vervaldatums dienooreenkomstig verskuif. Okosa hoop dat probleme waaroor gebruikers gekla het, sodoende opgelos sal word. So we expect the market now to speak the same language so that it doesn't matter on which network you are, the rules are the same. And that, as I said earlier, that also we encourage the networks not to withdraw bundles that were of more value, those that are 7 days or less. Hoewel die wysigings voordelig is vir gebruikers, is dit nog nie duidelik hoe dit diensverskaffers se wins gaan raak nie.
All the operators, I believe, with the exception of Rain, did participate in this process. And we may see, some pushback, if some of the operators decide that, perhaps they want some further changes to happen. Diensverskaffers kan oor die volgende 11 maande hulle rekeningsstelsels en produkbesonderhede aanpas. Die swak toestand van ablusiegeriewe het daartoe gelei dat onderrig by verskeie openbare skole in die Nelson Mandela Bay Metro opgeskort is weens die voortdurende water en die kragonderbrekings. Sedert donderdag was daar geen watertoevoer by verskeie skole nie, wat gesondheidsrisiko's vir leerders inhou. Selfs private skole word geraak ten spyte daarvan dat hulle sonpanele en boorgate het. Sommige skole in Nelson Mandela Bay Metro moes noodgedwonge sluit. Walmer Hoërskool se meer as 2000 leerlinge is huis toe gestuur weens die krag- en wateronderbrekings. Die skoolopvoedingsprogram word ook geraak. Electricity and water outage has affected us in a bad way. For example, today, especially water, because today now after break time, we do have to release our learners and teachers, meaning that their tuition time will be reduced significantly, especially our class of 2026, which is our matriculants, because even after school, they normally have afternoon classes, they also have their study sessions up until 5 p.m. each and every day. So now that we have to release them at 11:30, it means that number one, the tuition time is lost, and also number two, they are negatively affected in terms of their study sessions as well as their afternoon classes. Some of us use phones to watch time, to look at time, so we can wake up and come to school. But now we can't cook, we can't iron, and we don't have phones to watch time or do something that can help us. Skole moet innoverend dink om onderrig aan die gang te hou. Do run out of battery at night, so we've got about an hour to an hour and a half in the morning until that battery loads again, where we don't have Wi-Fi and we don't have obviously power to print and all of the rest of it. Thankfully that companies come in and they're sorting it out so that our learners can learn to their full potential. Die Metro hoop om sy stelsels teen donderdag weer op die been te hê. Ons gaan net hierna voort met nog nuus in Afrikaans. Bly by ons. Welkom terug. Druk neem toe op die Amerikaanse president Donald Trump vir 'n volledige ondersoek na die dood van die betoger Alex Pretty in Minnesota. Pretty is die tweede betoger wat doodgeskiet is in Minneapolis deur federale wetstoepassers tydens 'n gewelddadige veldtog teen onwettige immigrante. Teenstand teen federale wetsagentskappe neem toe in Minnesota met duisende betogers wat hulle onttrekking eis. Trump het vanoggend aan die Washington Post gesê dat die hele saak hersien word. Hy het egter later op sosiale media geskryf dat hy sy sogenaamde grenstsaar Tom Homan na Minnesota stuur. Die minister van Binnelandse Veiligheid, Kristi Noem, steun die stap en sê dat Homan gewelddadige en misdadige onwettige immigrante gaan verwyder. Die Immigrasiebeheeragentskap ICE, waarteen Minneapolis inwoners betoog, is deel van Noem se portefeulje. Betogings teen die agentskap het skerp toegeneem na die tweede betoger oënskynlik sonder rede doodgeskiet is. Pretty se dood volg 3 weke nadat die ma van 3, Renee Good, deur ICE-agente doodgeskiet is. Rookbomme is ingespan teen betogers in die stad. Noem voer aan dat Pretty doodgeskiet is omdat hy ICE-agente met 'n 9mm pistool aangeval het. Beeldmateriaal toon egter dat Pretty slegs 'n selfoon in sy hand gehad het toe hy op die grond in die rug geskiet is. Die wapen waarvoor Pretty 'n permit gehad het, word sigbaar uit sy sak verwyder deur agente kort voordat hy doodgeskiet word. 10 skote is afgevuur. Minnesota wetstoepassers weerlê die federale agente se weergawe van gebeure. Die grensbeheeragentskappe plaas die skuld op betogers, politici en joernaliste. Our Title 8 immigration mission continues unabated here in Minneapolis, despite yesterday's tragedy that was preventable by folks making better choices, politicians, journalists,
and would-be anarchists and rioters. Die demokratiese gouverneur van die staat, Tim Walz, is krities oor die teenwoordigheid van die immigrasieagentskap in die staat. So my question is, what's the plan, Donald Trump? What is the plan? What do we need to do to get these federal agents out of our state? You thought fear, violence, and chaos is what you wanted from us, and you clearly underestimated the people of this state and nation. Daar is intussen 'n regsaak aan die gang oor die grondwetlikheid van ICE teenwoordigheid in Minnesota. Israel het die oorskot van die laaste gijslaar ontvang wat in die Gaza-strook gesterf het. Die oorhandiging van alle gijslaars is deel van die Amerikaanse president Donald Trump se kernplan om die oorlog in Gaza te stop. Die Israeliese president Isaac Herzog het sy gijslaarsborgspeld verwyder nadat die weermag aangekondig het dat die oorskot van Ran Givili geïdentifiseer is en dit gerepatrieer gaan word. Givili se lijk is sedert die 7 Oktober 2023 aanval deur Hamas in Gaza. Israel sê die Gaza-Rafah grenspos na Egipte sal heropen word sodra die oorskot van Givili ontvang is. Die Trump-administrasie het reeds aangekondig dat die volgende fase van die skietstilstand ooreenkoms geïmplementeer gaan word. Dit sluit die heropbou van Gaza en die demilitarisering van grondgebiede in. In die Meksikaanse stad Salamanca is 11 mense dood en 12 beseer in 'n gewapende aanval na 'n sokkerwedstryd. Die burgemeester Cesar Prieto het op Facebook gesê 'n vrou en 'n kind is onder die beseerders in die aanval wat hy as lafhartig en onnodig beskryf. Die prokureur-generaal van Guanajuato het 'n ondersoek na die aanval geloods. Sy kantoor koördineer munisipale, staat en federale owerhede om die veiligheid in die gebied te verskerp en die inwoners te beskerm terwyl daar na die aanvallers gesoek word. Die motief van die aanval is onbekend. Salamanca is in Guanajuato geleë, een van die gevaarlikste state in Mexico. Owerhede in Nigerië sê hulle werk onverpoost om die vrylating van sowat 150 kerkgangers te verseker nadat hulle verlede week Sondag in die staat Kaduna ontvoer is. Gewapende man sê 3 kerke in die Kurman Valley nedersetting in Kajuru aangeval. Die ontvoerings volg te midde van druk van die VSA en sy president Donald Trump, wat einde Desember 'n aanval op ISIS-vegters in Nigerië uitgevoer het. Die VSA verwys na die ontvoerings as die stelselmatige vervolging van Christene. Die aanvallers het die Winning All Evangeliese Kerk, die Albarika Cherubim Kerk en die Seraphim Movement Kerk tydens hul dienste bestorm en aangeval. Die Nigeriese Ministerie van Verdediging sê hulle is besig met 'n intelligensie-insamelingsoperasie. 'n Saamgestelde span van sekuriteit werk aan die saak. Die jongste ontvoering plaas verhoogde druk op die regering wat die vervolging van Christene in die land ontken. Die regering sê Christene en moslems word deur misdadigers geteiken wat lospryse eis. Minstens 17 mense het gesterf en duisende is sonder elektrisiteit nadat 'n massiewe sneeustorm dele van die VSA getref het. Meer as 10.000 vlugte is gekanselleer en skole en paaie is reg oor die land gesluit. Amerikaners het vroegoggend begin om strate te skrap en hulle voertuie onder die dik sneeukombers te krap. Daar word verwag dat die stormstelsel teen môre oor sal beweeg, maar erge kouer agterlaat. Ons kyk na die markaanwysers soos om 8:00 vanaand. Ons sportsegment en die weer vanmôre volg net hierna. Bly ingeskakel. Vyf Suid-Afrikaanse atlete sal vanjaar aan die Winter-Olimpiese Spele in Milano Cortina in Italië deelneem. Dis die meeste atlete wat Suid-Afrika nog by 'n winterspele verteenwoordig. In 1960 het 4 atlete die Suid-Afrikaanse vlag by die spele in Squaw Valley in Amerika laat wapper.
Onder die 5 atlete is die 17-jarige Thomas Weir en die 18-jarige Lara Matler. Albei is alpynse skiers. Die ander deelnemers is Matthew Smith, 'n veldskier, Malika Malherbe, die vryskeer en Nicole Burger, 'n skeletonryer. Dit is al 5 se eerste deelname aan 'n winter-Olimpiese spele. Die voormalige alpynse skier en 3-malige winterspele atleet Alex Heath is as die chef de mission aangewys, oftewel die spanbestuurder wat die span sal lei. Die winterspele begin op 6 Februarie. En dit is waar die Afrikaanse redaksie groet vir vanaand. Dankie vir die saamkyk. Ons wens jou 'n mooi aand verder toe. Totsiens. Goeienaand, welkom by die weer. Vandag is 60% kans vir reën in dele van Vrystaat, KwaZulu-Natal en dan in groot gedeeltes van die Oos-Kaap. Dan sien ons ook 'n 30% kans vir reën in die sentrale gedeeltes van die land. Vir môre sien ons, daar is miskolle môreoggend wat dan aangetref word langs die plateaurand en dan ook langs die westelike dele van die land. Steeds 'n 60% kans vir reën oor groot dele van die Oos-Kaap en dan ook 'n 30% kans vir reën in die sentrale gedeeltes van die land. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat dan verwag word langs die kus van KwaZulu-Natal en die Ooskus. Dan is daar ook 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie in dele van Gauteng, Noordwes, Vrystaat, KwaZulu-Natal en dan sien ons vir môre steeds 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderbuie in Noordwes, Gauteng, Vrystaat, KwaZulu-Natal. Dan is daar ook 'n waarskuwing uitgereik oor groot gedeeltes van die Noord-Kaap vir weggolfveldbrande. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Verspreide buie en donderbuie in Gauteng, Carletonville 1732 en dan Springs en Johannesburg albei 'n minimum van 16, Limpopo, Phalaborwa 2032, Lephalale 1932 en Mokopane dan 'n maksimum van 33, Mpumalanga, Mashishing 1629, Imalahleni 'n maksimum van 32 en Standerton 1631. KwaZulu-Natal verspreide buie en donderbuie, Kokstad 1530 en dan Pietermaritzburg het 'n minimum van 1 en 'n maksimum van 35. In die Oos-Kaap baie nat in die provinsie, KwaNoJoli 1831, Graaff-Reinet 'n maksimum van 33 en dan Willowmo 1932. In die Wes-Kaap, Kaapstad 1627, Beaufort Wes 'n maksimum van 34 en dan Worcester 1633. In Noord-Kaap, Kimberley 'n maksimum van 37, Carnarvon 2239 en dan Appington 2440. Vrystaat sien ons baie nat in die provinsie, Bloemfontein 37, 'n maksimum welkom 1936 en dan Bethlehem 1533. Ten slotte Noordwes, Lichtenburg 1833 en dan Schweizer-Reneke en dan 'n maksimum van 33. Dit is dan al van my in die weerdiens. 'n Rustige aand verder.